Ok, al die laerskoolkinders wat se weet wat se sport daai is, julle kan gou vir my kom help. Ek weet nou nie waartoe ons land op pad is as 'n mens nou al in die kerk gaan rugby speel nie, dan weet ek nou nie, maar is daar van die laerskoolkinders is wat weet wat se ding hierdie is en hoe hy werk, is daar nie een nie. Wat is die? Hy nou is daar 'n stilte en niemand weet nou niks daar nie. Hier's paaseiers ook, as dit gaan help om jou keuse te beïnvloed. En ek beloof ek sal jou nie te hard tackle nie. Ja, hier kom jy, ja sy, ja, nee, ek het hom gedink paaseiers gaan die ding doen. Môre julle tweetjies. Wat is die? Is 'n rugbybal. OK. En gewoonlik met rugby het jy 'n doellyn wat jy moet verdedig en die ander span het 'n doellyn wat hulle moet verdedig en die gedagte is jy vat hierdie bal en jy gaan druk daar by daai doellyn 'n 3. Vat gou die bal en gaan druk jy gou daar 'n 3. Daar's hy, nie te hard, daar's hy. Daar's hy. En dan cheer die skare gewoonlik. Daar's hy. OK, nou gooi hy nogal vir my die bal en hy weet nie dat ek nie kan balle vang nie, maar OK. Maar in die proses om by die doellyn uit te kom, dan is daar partykeer 'n ander spanmaat wat hier staan. En hy wil hê jy moet daar uitkom nie. En dis nogal 'n probleem. Hoe maak jy as jy die bal het? Wil jy nie die bal hê nie. As jy die bal het en jy kom nou hiernatoe en jy wil nou die 3 gaan druk en nou's ek hier. Nou kom laat ons sien. OK. Daar's 'n paar maniere hoe ons nou hierdie ding kan aanpak. Die eerste manier is, ons kan net eenvoudig boer hierdie ou hardloop, né? Ons praat in die wêreld van trauma van die 3 reaksies. As jy by moeilikheid kom, kan jy dit ook of daarteen veg, of jy kan vries, of jy kan vlug. Dit is baie in rugby ook so. Maar ek dink jy gaan goed vaar met rugby, as jy hardloop tot by die ander ou en dan, o nee, wag, nou is ek bang, nou vries ek. Nee, ek dink die vries gaan werk, ons moet maar vries los. Veg kan werk, maar die probleem van veg is, jy moet daarom nou groter as die ander ou wees. So ek weet nou nie of die veg een gaan werk. Die laaste een is die vlug een. Met ander woorde, en dis presies wat hy nou net nou gedoen het, toe hy nou weer die 3 wil gaan druk, kom maar weer, né? Toe sidestep hy, want ons moet nou verby die ou kom. Terwyl die ou staan en ons is praat, hardloop ons verby, dan gaan druk ons die 3. Hardloop ons verby, dan gaan druk ons die 3. Dan hardloop ons verby en ons gaan druk die 3. En die skare cheer. Maar wanneer ons vlug, is daar ook weer 'n reg en 'n verkeerd. Want sien, as jy nou aangestorm kom na hierdie ou toe, en hierdie ou storm op jou aan, en jy draai om, en jy hardloop die kant toe, dan gaan hy jou tackle. Want jy moet spoed verander en rigting verander, en hy gaan net reguit aan. So die verkeerde manier is om te draai, en in reverse te hardloop. Die regte manier is om rigting te verander, en verby hom te kom, en dan die 3 te druk. En dit is hoe mens rugby speel. Baie dankie vir julle tweetjies. Hierso is 'n paar paaseiers. Wow, vat dit saam en dan vir die mense daar in daai omgewing wat te skaam was, kan julle ook 'n bietjie uitdeel. Hierso is vir Adrian, vat net daai 2 is Adrian se. Hy kry spesialers. Baie dankie vir julle hulp. Julle moet nie so vir almal uitdeel, ek weet nie of almal gaan kry nie, ons is dalk te min wees. Maar Tannie Susan is nogal 'n goeie plek om te begin. Party van julle gaan nou nie kry vanoggend nie, maar ek is nou vreeslik jammer vir julle as julle nou nie kry nie.
Broers en susters, ons almal word gebore. En ons groei, en ons leef, en ons word oud, en ons gaan dood. En in die wêreld praat hulle van the circle of life. Maar dis nie heeltemal soos dit werk nie. Dis nie 'n sirkel wat weer by sy begin uitkom nie. God is met elkeen van ons op pad in 'n lineêre lyn van geboorte, deur groei, deur oud word, deur doodgaan na die ewige lewe toe. Dis nie 'n sirkel nie, dis 'n pad wat volg op mekaar en wat loop. Nou hoe ons hierdie pad gaan loop, ons ingesteldheid en ons lewensfilosofie gaan 'n groot verskil maak aan hoe ons hierdie lewe ervaar. Ek het die week wat verby is, die pastorale kursus waarmee ek nou besig is, het ons aanlyn klas gehad. Dit was nogal interessant, want die meeste van my klasmaats is 70 en ouer. Ons jongetjies is in die minderheid. Dit is nogal lekker om te sien hoe hierdie ou mense nog leerbaar is, nog oop is om nuwe gedagtes te leer en nog nie klaar is met die lewe nie. Mens kry die idee dat hulle iets gesnap het van die lewe, hou nie op by die dood nie, dit gaan aan. Ek het net nou genoem dat dit volgende naweek die Ringstienerfees is. En nou met die Ringstienerfeeste in die verlede, het ons by die ouete huise gaan kuier. En dan moet elke ou mens nou 'n pakkie kry. En dan laat ons nou hierdie klomp tieners los op hierdie arme ou mense. En dan gee jy so 'n halfuur kans. As jy so 'n halfuur kans gekry het, dan is die ouete huis leeg. En dan begin loop jy so tussen die gange en die kamers deur en dan kom jy by daai een kamer. Dan is die hele klomp tieners in daai een kamer. En dan staan en luister jy na die gesprekke en dan praat ons nie van dit wat 50 jaar en 60 jaar terug gebeur het nie. Nee, daardie ou mens gesels oor die lewe nou en hier. Dis 'n ou mens wat nog lewe. Ek dink nou veral aan ou tannie Jonker, Kobus Jonker se ma by Huis Andalusia toe sy nog geleef het. Toe die kinders daar by haar instap, toe vra sy, wat gooi ek, whisky of brandewyn? En nou ja, en natuurlik nou lekker gelag, want op 'n stadium toe was dit nog dominee Stefan Strydom en hy stap daarin. Hy het ook nog al die kinders begin soek. En toe hy instap, toe besef sy, maar sy het nie haar valstande in haar mond nie. Sy sê, o maggies, hier is die dominee en ek het nie my tande nie. Maar toe gesels die kinders nou al lank en sant. 'n Mens moet lewe. Die toets van jou lewensfilosofie en lewensingesteldheid lê egter wanneer die uitdagings van die lewe jou tref. Wanneer jy, soos ons 2 rugbymanne, voor 'n teenstander kom en nou moet ons 'n plan maak. Party mense vries. Hulle leef net met ontkenning dat daar 'n probleem is. Party mense veg. En party wen die geveg en ander verloor die geveg. Ander mense verander van rigting. Hulle sidestep die probleem.
En soos ons nou geleer het, is die beste manier nie om te draai en te reverse nie, maar om 90 grade van rigting te verander en die probleem van 'n ander hoek af te vat. Die Hebreërsbrief is geskryf vir tweede generasie Christene, so tussen 70 en 90 na Christus, toe die vervolging van Christene geweldig erg was. En dis hierdie Jode wat Christene geword het, wat voor hierdie teenstanders staan en hierdie teenstand beleef, maar hulle wil nou omdraai en teruggaan na die Joodse geloof toe. En dan kom die skrywer van Hebreërs en hy kom skryf vir hulle hierdie brief om vir hulle te verduidelik, dit help nie om terug te gaan na wat daar was nie, want dit wat agter julle is, die Joodse geloof, die Ou Testament, is net 'n skaduwee van dit wat gaan kom. Hy wil hulle keer om nie die fout te maak om in die verlede te leef. Hebreërs is 'n bemoedigingsbrief. Dit is geskryf deur iemand wat baie vertroud was met die Joodse geloof en die gebruik van die Joodse Ou Testament. Iemand wat die Jode goed geken het. Oorspronklik of baie het mense gedink dis Paulus, van die nuwer navorsing wys dat dit dalk Apollos was, dat dit in Korinthe was, of selfs Barnabas, wat saam met Paulus gewerk het, wat 'n Lewiet was. Ook iemand soos Paulus, goed bekend met die Joodse tradisies. Maar goed, kom ons lees saam uit Hebreërs 9 uit. Die opskrif is Christus se volmaakte offer. Ons lees daarvan vers 23 af. Dit was dus nodig dat die afbeeldings van wat in die hemel is, deur hierdie dinge gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom, 'n nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Ook nie sodat hy homself herhaaldelik sou offer nie, anders as die hoëpriesters wat jaar na jaar in die heilige met 'n ander se bloed ingaan, aangesien hy dan dikwels van die grondlegging van die wêreld af sou moes lei. Maar nou, by die volheid van die tye, het hy eens en vir altyd verskyn om met sy offer die sonde tersyde te stel. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. En ekskuus, nou het ek nie die laaste stuk veel opgesit. Die Hebreërs skrywer kom herinner ons aan 3 kosbare waarhede, en hy gebruik elke keer die woordjie verskyn. Jesus wat opdaag in die lewe van mense. En ons gaan gou vanoggend na die vertroosting van hierdie 3 verskynings van Jesus kyk. En ons begin by vers 26 se verskyning, maar nou by die volheid van die tye het hy eens en vir altyd verskyn om met sy offer die sonde tersyde te stel. Uitdagings is deel van ons lewe. En dis deel van die wêreld vanaf die sondeval. Uitdagings en die gemors in die lewe
is daar omdat ons aanjag. Dis nie 'n lekker stelling om te hoor nie, maar dit wat ons in die lewe beleef wat sleg is as gevolg van sonde en die sondeval. Die wêreld is 'n gemors, omdat ons van dit 'n gemors maak, en ongelukkig sluit dit ook vir ons as goeie kerkmense in. Erger nog, as die feit dat ons skuldig is die feit dat ons nie hierdie gemors kan uitsort nie. Ons kan nie hierdie gemors regmaak nie. Dis ons probleem. Ons het die gemors veroorsaak, maar ons weet nie hoe om dit reg te maak nie. En dan nou nog, terwyl ons nou besig is om onsself moedeloos te praat. Ons weet ons is verantwoordelik, ons weet ons kan dit nie regmaak nie, maar ons hou aan. Ons bly ook maar aanjaag. Maar dan verskyn Jesus in hierdie gemors, en as gevolg van hierdie gemors, en 2000 jaar gelede, sterf hy aan 'n kruis, om vir hierdie gemors te betaal. Nou hierdie tyd van die jaar, net so voor oestyd, is dit maar bitter moeilik om so 'n rooi stempel op 'n faktuur te kry. Want die geldjies is nou gewoonlik min of meer lekker op. Ons kan nie die faktuur in die hemel se stempel verdien nie. Maar Jesus kom en met sy eie bloed druk hy 'n rooi stempel. Betaal ten volle vir ons gemors. Hier is ons eerste stukkie troos, dat die gemors waarin ons bevind, Jesus het klaar ter wille van ons daardie skuld vir daardie gemors betaal. Ten volle en volledig. Ja, ook nog vir dit wat ons gaan fout maak nie. Ook daarvoor het hy betaal. Ten volle. Ons het gesê dat die Hebreërs skrywers wou vlug. En jy vlug gewoonlik na dit toe wat vir jou die uitkoms lyk. Hulle wou terugvlug na die bekende Joodse geloof toe, waar daar nie hierdie vervolging is nie. Die rigting waarna ons vlug, word 100% bepaal deur ons uitkyk op die lewe. Waartoe vlug ons? Die probleem was egter dat hulle wou terugvlug in die Ou Testament in, wat net 'n afskaduwee is, net 'n afbeelding is van die werklikheid dat Christus die een is wat vir hulle sondes betaal het. En daarom in vers 28 skryf die Hebreërs skrywer vir hulle: so sal Christus 'n tweede maal verskyn aan hulle wat op hom wag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Ek het self 'n bietjie 2 weke terug 'n bietjie ook verkeerd gevlug. Ek wou ook omdraai en reverse gaan. 2 weke terug het ons gehoor dat die mediese fonds wil nie meer vir Tannie Rina se hospitalisasie betaal nie.
En in my het hierdie wrevel ontstaan. Want in die verlede het ons hospitale gehad, wat jy nie mediese fondse voor nodig gehad het nie, waar jy menswaardige en goeie versorging gekry het. Steven wou ook terugvlug na daardie tyd toe. Want dit was dan nou beter. Maar dis die probleem met die verlede. Dis verby. Dis vir altyd verby. Nou wat se troos is daar dan in dit wat miskien eendag gaan kom? Want Hebreërs sê vir ons, Jesus kom weer, maar hy sê nie wanneer nie. Dit kan ook eers oor 2000 jaar wees. Nee, wat se troos is dit dan nou vir ons? Die troos van Jesus wat kom om ons te kom haal, is dat hy voor ons die paadjie klaar geloop het. Hy is gebore, hy het groot geword, hy het gesterf, hy het ander kan die dood opgestaan, en hy leef by God, en hy gaan ons daarvan af kom haal. En dis die troos wat die Hebreërs skrywer vir hierdie Christene wat in die vervolging is gee. Hy sê vir hulle, julle wil terugvlug na dit wat in elk geval net 'n skadikol is. Kyk voor julle is Christus reeds by God en hy gaan julle daar kom haal. Ons wil baie keer omdraai en reverse gear hardloop weg. Terug in die bekende van die verlede. Maar ons hoef nie bang te wees vir die toekoms nie. Want Jesus Christus het klaar die pad voor ons geloop. Hy is bekend met die toekoms. Ons is op pad in die toekoms in. En hy gaan ons kom haal. Ons sal 'n fout maak om in die verlede terug te leef. Nou kan ons vorentoe vlug, want ons weet en verwag lewe na die dood. Jesus Christus gaan ter wille van ons weer verskyn om ons te kom haal. Die van julle wat nou nog wakker is, gaan nou vir my sê, maar Steven, jy het nou gepraat van 2000 jaar terug, en jy het gepraat van iewers in die toekoms, maar nou, die moeilikheid is nie dan gister en oormôre nie, dis nou. Wat van nou? Dis die derde verskyning waarby ons vanoggend stil staan, en by verre die belangrikste. Vers 24 skryf die Hebreërs skrywer, want Christus het nie in 'n mensgemaakte heiligdom 'n nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Jesus Christus het nie gaan aftree by God nie. Hy sit aan die regterhand van God. Hy sit in die beheerkamer van die heelal ter wille van ons. In ons ou dae se sonnaarskool het ons so mooi geleer dat Jesus Christus was ware God en ware mens. Want ons het die ware mens nodig gehad om vir ons sondes te sterf. Ons maak nie so baie van die opgestaande Jesus Christus wat ware God en ware mens is nie. En wat ook as mens by God leef.
Koenie Burger skryf in sy boek Ons wil Jesus sien, dit verskriklik mooi. Hy sê omdat Jesus by God leef as God en as mens, kan hy nie van ons as mense vergeet nie, al wil hy ook. In die geloofsbelijdenis van Athanasius lees ons dit die volgende so mooi. In hom, in Jesus, is die goddelike en menslike natuur verenig, sodat ons, mense, tot die goddelike majesteit toegang kan hê. Jesus Christus is nou, op hierdie oomblik, aktief besig om vir ons in te tree by God in die beheerkamer van die wêreld. En dis nou hier waar dit nogal vanoggend baie wonderlik is dat ons besig is met Moedersdag. Ek het aan die begin gesê dat ons sal 'n fout maak as ons in ons godsbeeld dink aan God as net manlik. Dink so 'n bietjie vir 'n oomblik na in jou lewe. Wie bederf jou die lekkerste? In my lewe was dit altyd die oumas wat lekker bederf het. Dit was ook die oumas wat gekeer het, selfs as jy kwaad doen, dan is dit ouma wat keer, nee, dit kan nie wees nie, nie hierdie kind van my nie. Oumas is altyd bly as 'n mens kom kuier. Dit wil vir my lyk of oumas baie werk soos wat God werk. Bederf, vergewe, geniet. En ons maas probeer bietjie vanmiddag stout wees terwyl ma en pa slaap, dan gaan jy die lewenswaarheid ontdek dat maas weet, hulle lê in slaap en as hulle daar opstaan en hulle kom daar waar jy stout was, dan weet hulle jy was stout. Maas weet. En wie's die eerste na wie toe ons gaan met 'n stikkende knie en pyn op ons maag? Na ons maas toe. Wie's die eerste by wie ons gaan kla as die maatjies ons rondstamp op die netbalbaan as hulle vuil speel? Ons maas. Ons maas is ook gewoonlik die weerlig afleier in die familie, as sissies en boeties mekaar aanvat. Ja, daar is iets wonderliks aan 'n ma se touch, en ek dink nie, dis Vicks Vaporub nie. Ons sal goed doen om ons maas en ons oumas in gedagte te hou wanneer ons dink aan Jesus wat sit in die beheerkamer van die wêreld ter wille van ons. Van Jesus wat voor God verskyn ter wille van ons. Jesus Christus ter wille van ons met die hart van 'n moeder in die beheersentrum van die heelal. Broers en susters, die lewe is nie grappies nie. En uitdagings kan redelik onmoontlik wees. En as jy vanoggend op pad is om te draai, reverse gear te vlug, dan kom die Hebreërs skrywer met hierdie vertroosting dat die uitdagings, die gemors in jou lewe, Jesus het klaar ter wille van jou
daarvoor betaal. As jy dink, niemand verstaan nie, jy weet nie hoekom jy moet vorentoe gaan nie, dan kom skryf hy vir jou dat Jesus Christus het klaar ter wille van jou hierdie lewenspaadjie geloop. En hy wag vir jou daarvoor. En hy gaan jou eendag kom haal. Laastens kom herinner die Hebreërsbrief jou dat Jesus Christus ter wille van jou nou met sy moederhart in die beheerkamer van die lewe is. Alles ter wille van jou, sodat jy kan lewe en dit in oorvloed. Amen. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en Hemelvader. Ja, Here, ons staan ook vas voor uitdagings wat oorweldigend groot lyk. Ja, Here, en dis maar ons natuur om te wil terugdeins en te terugvlug in die verlede. Here, dit was ook so 2000 jaar terug, toe hierdie Christene, net soos ons vandag, uitdagings beleef het. Here, baie dankie vir hierdie vertroostende woorde vanoggend. Hierdie woorde van bemoediging. Hierdie woorde wat sê, moenie omdraai nie. Jesus het klaar die gemors oorwin. Moenie omdraai nie. Ons is nie op pad terug nie, ons is op pad vorentoe. Moenie omdraai nie, want jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Ek is in die beheerkamer ter wille van jou. Here, hierdie troostwoorde, ja, Here, dit is ook vir ons nou net so relevant. Here, help ons om met oorwinnaars oë die uitdagings van die lewe te kyk. Here, help ons om die pad te vind om die uitdaging, die pad na U toe. Here, help ons om te weet dat U wat mens geword het ter wille van ons, ook nog met dieselfde mens wees, met die hart van 'n moeder in die beheerkamer sit. Daarvoor loof en prys ons U. Here, help ons om in hierdie week voluit te lewe. Te lewe omdat U lewe. Here, ons dankie vir 'n geloofsgemeenskap Noorderharts. Ons dankie vir vriende en familie wat omgee en bystaan. Here, help ons ook om U hande en U voete te wees in hierdie wêreld. Om ook hier 'n verskil te maak. Amen. Daar is nou geleentheid. Mag julle in hierdie week deur die Here Jesus Christus toegang kry tot die volheid van God die Vader, sodat julle kan leef deur die krag van die Heilige Gees.